1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die blink deurknop. Elke keer wanneer iemand die sydeur van die groot groen huis langs die park toemaak, glip die mooi ronde blink koper deurknop af. Dit is tyd dat die knop reg vasgesit word, sê mamma. En telkens as sy dit met die los knop in haar hand staan, die knop gaan nog wegraak. Al sê sy dit baie keer, het niemand dit nog ooit gedoen nie. Eendag het die wind skielik begin warrel en waai en die wasgoed op die wasgoeddraad druk en pluk en om die drade rol en knoop en die papiere hoog in die lug laat opwaai, staan die sydeur weer oop. Klap, staan die deur toe. Grrp, dreun dit nog so 'n rukkie. So hard het dit geslaan. Ping, 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 klink dit as die blink ronde deurknop afval en so 'n entjie wegrol. Die wind waai en blaas en waai en blaas en ping, ping, ping rol die knop sommer ver end weg. Later die middag, toe die wind klaar gewaai het, die wêreld weer skoon lyk en almal lui 'n bietjie gaan rus het, lê Kitsie kat voor die huis onder die koelteboom. Hy wens dat die kinders al klaar geslaap het en met hom kan kom speel. Hy rol om en speel met sy potjies. Kort spring hy op en hardloop al om die groot boom en maak asof hy iemand jaag. Skielik sien hy iets blink. Wat kan dit wees? Wonder hy. Stadig sluip hy op sy maag nader. Miskien is dit 'n gevaarlike ding wat my kan seermaak, of miskien iets wat ek kan vang. Hy lê plat gestrek op die grond as hy so op die stadigste en versigtigste manier nader beweeg. Hy maak nie eers 'n geluid nie. As die ding wat blink 'n vyand is, sal dit hom nie eens hoor nie. Dan sien hy dat dit 'n deurknop is wat daar lê en so blink. Dis 'n lekker speelding. Hy begin die deurknop rond te klap. Dit rol hiernatoe en daarnatoe en Kitsie gee vrolike bokspringe as hy met die deurknop so lekker te kere gaan. Hy speel al verder en verder weg en toe hy later moeg is en omdraai huis toe, lê die deurknop daar ver ander kant tussen die park se blomme. Daar sal die huismense dit nie nou gou kry nie. Miskien nooit. Maar iemand het dit tog daar gekry. Die kabouter. Kirikiep. Kabouter Kirikiep het baie lus vir die donker bessies wat die vorige jaar daar naby die park gegroei het. Toe die ander kabouters 'n bietjie gaan rus, besluit hy om gou te gaan kyk of daar weer van die bessies groei. Hy stap haastig en kyk hierdie kant toe en daardie kant toe. Hy moet gou maak, want as die ander kabouters opstaan, moet hy terug wees. Hy sal nie bly wees as hy vir hulle ook van die bessies gebring het nie. Hy stap nog so haastig aan, toe sy voet aan iets vashak en hy kaplaks neerslaan. O, eina, roep hy hard en wil haastig opspring, maar o wêreld, hy kan dan nie op sy voet trap nie. Hy probeer weer en weer, maar verskriklike pyn skiet deur sy been. Dit voel of sy hele lyf die ene pyn is. Nou maar wat gaan aan? Wonder Kirikiep. Toe sien hy dat hy oor 'n stuk draad wat daar lê geval het. En kyk, hy het eers op 'n klip geval en toe oor 'n skerp stuk glas van 'n gebreekte bottel. Maar my alla wêreld, sê hy, wie is so stout om sulke goed hier rond te gooi? Dis mos vuil goedblikke en dromme vir die soort afval. Kyk net hoe loop die bloed waar die glas my gesny het. Kirikiep is kwaad vir die mense wat so onverantwoordelik is en gevaarlike goed so rondgooi. Wat gaan ek nou maak, wonder hy? Loop kan hy nie. Al is die pyn so verskriklik erg, sal dit ook nie help om te huil nie. Nee, huil sal niks help nie.
Hy moet 'n plan maak om hulp te kry. Ek kan op 'n oop plek waar die plante nie in gevaar is nie, 'n klein vuurtjie maak en hoop dat die ander kambouters die rook sal sien en kom kyk wat aangaan. Maar hoe gaan ek die houtjies bymekaar maak? Ek kan dan nie loop nie. Die pyn is baie erg, maar hy mag nie huil nie. Hy moet dink en dink. 'n Plan moet hy maak. As ek roep en roep en roep, sal my keel baie seer word. Dan onthou hy iets. As iemand in gevaar of nood is of hulp nodig het, flikker hulle soms 'n spieël om ander se aandag te trek. Miskien sal 'n stuk glas ook die sonstrale so laat weerkaats as hy dit in die son hou en wikkel. Hy wil net 'n stuk glas optel, toe iets so blink flits van onder 'n bossie uit. Hy kruip stadig nader en daar sien hy die blink deurknop. Dis nie die regte ding, die ware Jakob, sê hy en begin dadelik die knop in die sonlig weerkaats, sodat dit die hele tyd kan bly flits. Kort roep hy hard om hulp. Hy glo vas dat iemand hom nou sal kom help. Ou Vlekkie veldmuis is ook daar naby besig. Hy maak 'n diep tonnel in die grond. Daar diep binne gaan hy en sy vroutjie 'n sagte nesie maak. Want as hulle babas kom, moet hulle daar onderin veilig en warm wees. Niemand moet hulle daar kan kry nie. Toe Vlekkie weer met 'n bietjie grond na bo kom, sien hy 'n blink lig wat al die tyd flits. Wat kan dit tog wees? Wonder hy en gaan kyk gou hoekom iemand so iets flits. Maar iemand is mos in die moeilikheid, sê hy toe hy nader kom en 'n geroep om hulp hoor. Hy skarrel gou nader en daar kry hy die arme Kieriekiep. My aarde land Kieriekiep, kyk hoe lyk jy van die bloed. Wat het gebeur? Vra Vlekkie veldmuis. Dis sommer die mense die goed so rondgooi, sê Kieriekiep en vertel vir Vlekkie wat gebeur het. Dis darm goed dat ek my nes nou juis hier naby aan die bou is, sê Vlekkie. Jy bly nou net so lê en ek gaan gou hulp kry. Ons sal jou sommer gou hier wegneem. Vlekkie veldmuis draf so vinnig soos wat hy maar kan na Kabouterland. By die groot hekke keer die wagte om. O nee, jy kan nie sommer so hier in Kabouterland inkom nie, Vlekkie. Wat soek jy? Vra die wagte. Hulp. Ek soek hulp. Kieriekiep het vreeslik seer gekry en kan nie loop nie. Kabouterdokter moet kom help. Vlekkie is skoon uit asem van die hardloop. Dit was nie lank hierna nie, of kabouterdokter en van die ander kabouters is met 'n draagbaar na Kieriekiep. Vlekkie veldmuis gaan ook saam. Hy stap vooruit om hulle te gaan wys waar Kieriekiep is. Die dokter ondersoek die been. Dis gebreek, sê hy. Toe maak hy die snywonde skoon en verbind dit met 'n skoon verband wat hy uit sy medisynetas uithaal. Daarna spalk hy die been sodat dit reguit moet bly. Nou kan Kieriekiep glad nie op sy stywe gespalkte been trap nie. Vir 'n lang tyd sal hy nie daarop kan trap nie. Hulle tel hom op die draagbaar en dra hom terug na Kabouterland. Vlekkie en vroutjie veldmuis en hulle babas het baie gelukkig in hulle nesie gebly en niemand het hulle geplant nie. Maar op 'n dag kom daar groot gevaar. Dit begin reën. Oral loop stroompies water. Naby die tonneltjie waar Vlekkie en sy familie bly, loop ook 'n waterstroompie verby. As die water te veel word vir die stroompie, kan dit oor die walle stroom en in ons tonnel afloop, sê Vlekkie. Toe dra hulle baie kos aan en stoor dit onder in die tonnel by hulle. Daarna maak Vlekkie die tonnel eers 'n end van die opening af toe en toe trek hy weer goed bo oor die gat, sodat die water nie daar moet inloop nie. Nee, sê hy, dit help niks. Die water kan nog altyd hier inloop. Hy dink so 'n bietjie en skielik onthou hy die ronde ding waarmee Kieriekiep geflits het en toe seer gekry het.
Net gou gaan haal Vlekkie die ronde deurknop en rol dit tot by die tonnelgat. Dit pas styf op die gat. Geen water sal nou ooit daar kan inloop nie. Die deurknop is lankal ook nie meer blink nie. Niemand het dit mos blink gemaak nie. Dit lyk byna swart en is vol grond ook. Lank nog het die veldmuise die deurknop soos 'n deur vir die tonnel gebruik. Elke keer wanneer hulle uit of in die tonnel gegaan het hulle dit weer oor die opening gesit. En toe die muisbabas groot muise geword het en almal al weggetrek het die ronde swart deurknop daar bly lê. Eendag speel Boetie, Sissie en Streepie die wit hondjie daar ver aan die kant van die park. Hulle gooi 'n tennisbal en dan hardloop Streepie blaffend om dit te gaan haal, heen en weer, oral rond. Hardloop, spring en gooi hulle die bal. Toe gooi Boetie die bal baie ver. Streepie hardloop en soek, maar dis net verniet. Die bal het seker in 'n bos geval, dink hy, en soek sniffel nog daar rond. Dan sien hy 'n swart bal. Ag wat, ek vat sommer die bal, dink hy en hardloop met die swart bal in sy bek na Boetie en Sissie toe. Toe Streepie die bal voor Boetie se voete laat val en Boetie dit optel, kyk hy verbaas daarna. My tyd, Sissie, kyk. Streepie het die koper deurknop gekry. Maar kyk net hoe lyk dit. Vuil en swart. Kom ons gaan wys vir mamma. Mamma is net so verbaas om die deurknop terug te kry. Sy moet dit baie was en skuur en poleer. Maar einde ten laaste is die deurknop weer net so blink soos tevore. En hierdie keer is dit deeglik styf aan die deur vasgeskroef. Kabla, my storie is klaar.